Ok, welkom by die eerste les oor algebra. Nou die grootste probleem met algebra is altyd dis wanneer daar nou letters in die wiskunde inkom en dis altyd 'n groot probleem want kinders sê altyd maar hoekom is daar X en hoekom is daar Y en 'n A en wat is dit en wat beteken dit? Maar as jy teruggaan lank terug, graad 1, 2, 3 daar rond, miskien graad 5 en 6, het jy hierdie tipe sommetjies gekry wat hulle sê 3 plus 5 is gelyk aan 'n vierkantjie. Voor die vierkantjie was daar miskien net 'n vraagteken. En dan sê hulle okay, wel jy weet nou dis 8 of jy weet daar's 'n streepie en toe later toe sit nou 'n blokkie. En hierdie blokkie beteken net dis iets wat ons nie weet nie. Ons weet nie wat daai blokkie is nie. En ons wil hê jy moet vir ons sê wat's daai blokkie. So in hierdie geval is dit maklik 3 plus 5 is 8. So ek weet hierdie blokkie. Sorry, laat ek net hierdie uitvee. Hierdie blokkie is gelyk aan 8. En in hierdie een is 2 plus een of ander driehoekie is 10. Okay, wel, nou is die driehoekie is actually ook 8. Okay, ek weet nou nie hoekom dit so uitgewerk nie, maar anyway. Hoef nou nie noodwendig dieselfde te wees nie. Die punt is, ons het hierdie vreemde blokkies en sirkeltjies en sterretjies en goed vir jou gegee, maar ons kan nie, jy kan dink, almal in die wêreld skryf anderste en jy weet, almal se blokkies gaan nie dieselfde lyk nie, sirkeltjies gaan nie dieselfde lyk nie, en ons gaan eintlik uit, kom ons sê, prentjies uithardloop. So toe het hulle besluit, okay, wel, in plaas van dat ons nou hierdie doen, gaan ons nou letters gebruik. Daar's 'n baie groot, jy weet, agtergrondstorie oor dit wat ek nou nie gaan ingaan nie, maar vir alles wat ons moet weet, gaan ons nou net sê, wel, nou gebruik ons 'n letter. En hierdie letter is eintlik nou maar net 'n blokkie. Dis net iets wat ons nie weet nie. Ons kan nie 'n getal gebruik nie, want ons weet nie noodwendig wat is 'n getal nie. Ek weet nou weet ons wat is 'n getal, maar kom ons sê ons het so een of ander groot lang som en ons weet nie wat ons weet nie wat die antwoord gaan wees nie. Gebruik ons hierdie letter. En 'n letter is eintlik net 'n plekhouer. Ander woord wat ons gebruik is 'n veranderlike. Veranderlike is want dit kan verander. Sodra ek miskien daai 3 plus 8 maak, dan is X nou weer iets anderste. So, die veranderlike is eintlik nou maar net 'n getal wat ons nie weet nie en ons gaan daai getal uitfigure. En dieselfde reëls wat geld met getalle, gaan geld vir veranderlikes. En dis wat ons na gaan kyk in ander video's, byvoorbeeld. Wat sal X plus X wees en wat sal X maal X wees? Want daar's nogals 'n verskil tussen plus en maal. En dan gaan ons sien daar's 'n verskil tussen wat gebeur met hierdie veranderlikes. Maar vir nou, vir hierdie video wil ek hê jy moet net verstaan, 'n veranderlike is eintlik nou maar net van die plek van hierdie blokkies en goed. So daar's 'n ander manier hoe ek hierna kan kyk. Ek seker jy het eintlik al veranderlikes gebruik en dis soos, kom ons sê as ons 'n reghoek het. Sorry. So kom ons sê ons het 'n reghoek en die reghoek het 'n lengte en die reghoek het 'n breedte. En ons wou die oppervlakte uitwerk van hierdie, so ek seker jy sou weet oppervlak, jy moes al hierdie gesien het. Oppervlakte is lengte maal breedte. In hierdie geval is jy nie eintlik verward nie. Jy sê ja, dit maak sin. Oppervlakte is lengte maal breedte, maar wat eintlik hierdie L en hierdie B is, hulle is eintlik veranderlikes. Ons kon net sowel gesê het, wel, ons het 'n reghoek en die lengte is X en die breedte is Y. Want ons weet nie regtig wat die lengte en breedte is nie. Ons gaan dit nou opmaak. So in een voorbeeld kan ek dalk vir jou sê, die lengte is 10 en die breedte is 5. So dan gaan ek vra, wat is die oppervlakte? Dan sê dan sê daai substitusie ding van, die lengte, hulle het gesê die lengte is 10. So in hierdie veranderlike se plek kan ek 10 sit, en daai B in daai veranderlike se plek gaan ek 5 sit. En nou gaan die oppervlakte 50 wees. Okay, kom ons sê dit was meter. Dan gaan dit nou 50 vierkante meter wees. Dis die oppervlakte. So jy het eintlik al veranderlikes gebruik, maar in plaas van nou L wat staan vir lengte en B wat staan vir breedte, is daar nou 'n X en 'n Y. So ek kan dalk vir jou 'n ander reghoek gee en ek sê, in hierdie reghoek, X is, 5 en Y is 2. En dan vra ek vir jou, wat is die oppervlakte van hierdie reghoek?
En die oppervlakte is x maal y, dis lengte maal breedte, maar in plaas van lengte of 'n L vir lengte het ek nou 'n x geskryf. Niks vreemds nie, dis nou maar net iets anders. En ek het 'n waarde gegee vir hom. En vir y is nou eintlik my breedte en dit stel nou 2 voor. En ek sit nou maar net daai getal in. So x is 5, so 5 en y was 2, so 2. So die oppervlakte van hierdie reghoek gaan wees 10. Kom ons sê dit was ook meter. Vierkante meter. So al lyk dit baie vreemd om x'e en y'e en goed in te sit, dit is eintlik maar net plekhouertjies. Dit is net blokkies en sirkeltjies en ons weet nie regtig wat die antwoord is nie. So in die volgende video gaan ons 'n bietjie kyk na wanneer ons berekeninge of bewerkings doen met dit en hoekom dit so vreemd is en hoekom, wel dit hoef nie vreemd te wees nie, maar hoe dit werk en wat ons daarmee doen.